Fantasties. Ja, dis wonderlik om met jou te praat en ek praat met jou oor 'n onderwerp, God soek jou hart. Ja, dis wat God soek, jou hart. En ek lees dit in die boek van Jona. Kan jy glo Jona? Jona gaan toe nie oor die vis nie. Ja, daar was 'n groot vis wat hom ingesluk het. Jona gaan toe nie so seer oor Ninive nie. Ja, God wil Ninive red, hierdie groot stad. Jona gaan nie so seer oor die wonderbome. Die boek Jona gaan oor niemand anders meer as juis oor Jona nie. God wou Jona red. Die profeet was onbekeerd. Kan jy dit nou glo? Nou Jona, die naam Jona beteken duif en sy pa se naam was Amittai. Die woord Amittai beteken waarheid. Klink dit vir jou bekend? Die duif staan ons vir die Heilige Gees, ons het die Heilige Gees en ons behoort aan die weg, die waarheid en die lewe. En God het vir Jona gestuur na die groot stad Ninive. Nou Ninive was nou 'n behoorlike groot stad. Net die babetjies in die huis, sê die Expositor Study Bible in die stad, net die babetjies was 120,000. Soos daar word bereken dat die populasie van hierdie stad ten minste 500,000 mense was, eintlik meer as dit. Hierdie stad was werklik 'n reuse stad as jy daardeur sou stap, as jy dit wil omsingel het of om dit wou gestap het, sou dit vir jou 'n paar dae gevat het. Maar nietemin, God stuur vir Jona Ninive toe. Hierdie mense van Ninive was, baie mense sal sommer gesê, dis barbare daar. Dis hoe hulle sou gesê het, hulle was rof gewees. Ninive was die wêreldstad van daardie tyd, en tot op die dag van Jona het God nooit 'n profeet na heidense land toe gestuur. Soos vir Jona was dit 'n skok dat hy na hierdie heidense mense toe moes gaan. Hulle was wrede mense, so wreed dat die geskiedenis vertel, wanneer hulle mense gevang het, het hulle velle lewendig afgeskil. Hulle het hulle gevangenes se oë uitgesteek en hulle tonge afgesny. Wrede mense. Soos Jona was nie lief vir Ninive se mense nie. Ninive se mense was vyande van die Jode. Hierdie wêreldstad, en toe God nou vir hom sê, gaan na Ninive en preek daarteen dat ek die stad gaan verwoes, toe was Jona dalk in 'n mate 'n bietjie bly dat God die stad wil verwoes, en hy wou nie daarteen gaan preek het nie, want Ninive se mense is nie sy mense nie, dis nie sy kultuur nie, dis nie sy agtergrond nie, dis nie sy opvoeding nie. Hy het niks met Ninive se mense te doen nie, het hy gevoel, maar God het iets met hulle te doen. En God het eintlik baie met Jona se hart te doen, want Jona was nie lief vir sy vyande nie. Jona se hart was nie soos God se hart, wat lief is vir alle mense nie. En God wou by Jona se hart uitkom, en hy sê vir Jona, gaan na Ninive. Maar Jona besluit toe, en ek vertel jou vandag eenvoudig die verhaal van Jona, en dat God soek my en jou hart. Jona besluit toe nie, hy gaan na Tarsis toe vlug. Jy moet verstaan dat Ninive is nou aan Jona se westekant, op die westekant van die landkaart, of liewer oostekant althans, en hy vlug na Tarsis toe, wat aan die westekant is, aan die suide van Spanje. Hy gaan na die teenoorgestelde kant, maar jy weet mos, net soos ek, 'n mens kan nie vir God wegvlug nie. Overal, op berge of in dale, overal is God. En om van God se teenwoordigheid, want hy wou van sy teenwoordigheid af wegvlug. Die Bybel sê, om van die aangesig van die Here af weg te kom. Dit was Jona se droom. Hy kon nie meer God se stem hanteer, wat heeltyd vir hom sê wat hy moet doen nie. Hy wou nie daarna luister nie. Vriend, dis goedkoper om na God te luister as om nie na God te luister nie. En Jona het sy besittingies verkoop, sy geldjies bymekaar gemaak, en hy het vir hom 'n kaartjie gekoop om weg te vlug af na Tarsis toe. Jy sien, om van God af te vlug is 'n afdraande pad. Eers was hy afgegaan na die hawe toe. En toe hy by die hawe is, toe vaar hulle af na Tarsis toe. Nou ja, en jy weet mos nou later, toe hy afgegaan na die onderste deel van die skip toe. Om van God af weg te gaan is heeltyd 'n afdraande pad. En toe in die onderste deel van die skip is, het hulle hom op die ouend in die see gegooi, toe sy onder in die water, in die buik van 'n vis se maag. Dis 'n afdraande pad, totdat Jona tot bekering gekom het. En die Bybel sê, daar in die skip, terwyl hy weggevlug het, terwyl hy sy geld betaal het, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te lei. Hulle was net so by die hawe af weg, so net weg.
toe kom daar 'n storm wat God nogal op die see gewerp het, sê die Bybel, en die heidene op daardie skip het beginne bid. Is dit nie interessant dat nie gelowiges partykeer meer bid as gelowiges? Die Bybel sê Jona het nie gebid nie. En hulle kom by Jona en hulle sê vir Jona, daarom kom die skipskaptein na hom toe en sê vir hom, wat bekeer jou dat jy so vast slaap? Hy is vast in die slaap hierdie gelowige. Staan op, roep na jou God, miskien sal die, en daar is 'n omlaag by die streepie, miskien sal die God aan ons dink, soos hulle weet, Jona se God is die God. Miskien sal hy aan ons dink, sê hy. En is asof die heidene vir die gelowige sê, dis tyd om te bid. En ek wil vir jou sê, my vriend, dis tyd dat ons as gelowiges beginne bid. Vir onsself, vir ander mense se omstandighede. En hulle beginne te bid. Maar Jona sê, nee, wat gooi my oor die rand, want dis om my ontshalwe dat hierdie storm hier is. As julle my oorgooi, sal die storm stop. En hulle sê, wat gaan met jou aan? En hy vertel hulle die hele storie wat gebeur het. Hulle begin te roei om te kyk of hulle Jona kan red. Dis vir my 'n interessante verhaal om te dink die heidene wil Jona se lewe spaar, maar Jona wil nie die heidene se lewe spaar nie. Vriend, ons moet 'n hart hê vir sondaars. Here, verander my hart, sodat ek na sondaars kan kyk, soos wat U na hulle kyk. Change my heart, O Lord. Change my heart. En Jona hy voel geen veer, hy voel niks vir die heidene nie. Hulle probeer nog te roei, op die ouend sê hy, gooi my oorboord. Hulle wil nie vir Jona oorboord gooi nie, maar op die ouend moes hulle, die Bybel sê, dat hoe langer hulle geroei het, onstuimiger hulle het het geword. Hulle het later hulle besittings oor die kant gooi. Nou sien ek, Jona se besittings is nou als weg. Miskien het hy 'n plaas verkoop of 'n huis verkoop. Hy gaan nou emigreer, hy gaan nou in Spanje gaan bly, in die suide van Spanje. Hy wil nou net wegkom, maar God wil hê, ons moet 'n hart hê vir sondaars, vir mense wat hom nie dien nie. Ons moet vir hulle bid. Ons moet die evangelie by hulle uitbring. Ons het 'n taak, 'n lewensdoel. Hulle het toe vir Jona in die see gegooi. Hulle het hom geneem. Hulle het hom nie gegryp nie. Ek dink hulle het saggies met hom gewerk, want hulle besef toe, hier is geen ander opsie nie. En wat my gryp in hierdie verhaal is, die Bybel sê, en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. Om te dink, God sien ver vooruit. Toe Jona daar oor die wal gegooi word van die skip, toe het God het vooraf geweet en hy het 'n klare vis beskik om hom in te sluk. God weet lank vooraf waar jy vandag is. En hy het lankal reeds beplan en bepaal om jou siel te red. Hy het reeds die uitkomste voorsien. En Jona word deur hierdie vis ingesluk. Maar God se plan verander mos nou nooit nie. En Jona het tot die Here geroep. Dis hoe hierdie boek ingedeel is, die boek van Jona. Die eerste hoofstuk praat God met Jona. Die tweede hoofstuk praat Jona met God, want Jona roep toe nou na God. Die derde hoofstuk praat God weer met Jona, en die vierde hoofstuk praat Jona weer met God. Maar kom ons kyk. In hierdie tweede hoofstuk toe roep Jona na God. En Jona tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis. Hy bid toe. Is interessant dat omstandighede 'n mens laat bid. Dit is so hartseer, ons moet eintlik bid wanneer dit goed gaan. Maar Jona het gebid toe hy sien hy het alles verloor. Dis altyd dierder om ongehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid kos jou ego. Gehoorsaamheid kos jou planne. Gehoorsaamheid gaan dalk geld kos, want jy gaan wil gehoorsaam wees met dit wat God jou sê. Maar dit is altyd dierder om ongehoorsaam te wees, want ongehoorsaamheid vat aan jou vleis. Dit kos alles, en gehoorsaamheid beloon jou op die einde, want God is 'n beloner van die wat hom soek. En Jona het gebid. Hy sê, U tog het my in die diepe waters gewerp. Hy sê nie, dis die seemanne nie. Hy sê nie, dis die storm nie. Hy sê, Here, U het dit gedoen. En nou sê die Bybel, hy sê, toe my siel in my versmag het, toe het ek aan U gedink, en my gebed het tot by U gekom. Wanneer jy in die noute is, weet dat God hoor jou gebed. En God het Jona geantwoord, en die vis het hom uitgespoeg. Maar God se plan met die mens verander nie, al het jy hoe ver afgedwaal. En die stem van die Here kom in hoofstuk 3 weer na Jona toe. Jy kan vlug waartoe jy wil. Die stem sal jou nie verlaat nie. En die Bybel sê, en die woord van die Here het vir 'n tweede maal tot Jona gekom, en gesê, maak jou klaar, gaan,
na die groot stad Nineve. Ek sê jou sê wat jy moet sê, sê die Here. Ek gaan vir jou 'n boodskap gee. Toe maak Jona hom klaar. Jy sien, eers het hy hom klaar gemaak om weg te vlug. Nou maak hy hom klaar om te gaan na God toe. Toe maak Jona hom klaar en hy gaan na Nineve toe. Dit was 'n ontsaglike groot stad. Nou die berekeninge sê dat die omtrek van die stad 103 kilometer was. Dis al 'n groot stad, né? En toe hy daar kom, toe preek hy na hy so 'n dag lank in die stad ingestap het. Toe preek hy 'n kort preek wat ek glo die Here hom gegee het. Sy preek is net een sin. Nee, baie genade klink het my as in die preek. Hy sê oor 40 dae gaan God die stad verwoes en die koning kom tot bekering. Ek dink die koning het ook vir Jona genooi en gesê kom praat met my. En die koning kom tot bekering. En die koning roep 'n vasdag uit. Vriend, dit maak nie saak hoe goed jy kan preek nie. Dit maak nie vandag saak hoe goed jou woorde eloquent, hoe mooi jy kan praat en wat die resonansie van jou stemtoon is nie. Wat saak maak is of jy gehoorsaamig is aan die stem van die Here. En as die Here jou stuur of jy luister, dan sal sy gees saamwerk en sy gees sal die werk doen. Ongeag wat jou agtergrond, jou kulturele opvoeding, jou intelligentiekwotient en wat jou opvoeding en jou skolastiese opleiding behels. Ongeag, God sal jou gebruik. En die koning roep 'n vasdag uit en daai hele stad van meer as 500.000 mense kom tot bekering. Daai hele stad kom tot bekering, want Jona het geluister, maar God soek nog Jona se hart. Hy is nog nie bekeerd nie. Jona, die profeet, is nog nie bekeerd nie. God soek die profeet se hart. En die Bybel sê, Jona was baie kwaad. Hoofstuk 4, nou praat hy weer met God. Hy was erg ontstemd, ontsteld en hy het kwaad geword. Toe sê, ag Here, het ek nie gedink dat U die land genadig gaan wees nie, hierdie tong uitsny mense, hierdie vel afskil mense, hierdie moordenaars, het ek nie geweet, jy gaan hulle genadig wees nie, o Here. Dis hoekom ek nie vir hulle wou preek nie, soos Jona was nog onbekeerd in hoofstuk 4. Hy het tot die Here gebid, baie mense bid tot die Here, hulle sê, Here, maar hulle hart is nog nie reg nie. God wil hê jy genade hê vir 'n sondaar. En ek praat met jou 'n bietjie oor Jona. Hy sê, Here, neem my nou maar weg. Dit is my beter om te sterwe as om te sien dat U hierdie mense red. Neem my weg, ek wil sterwe. En God sê vir Jona, nou, het jy rede om kwaad te wees? Asof die Here vir Jona sê, doen so 'n bietjie selfondersoek. Doen so 'n bietjie selfondersoek. Het jy rede om kwaad te wees? En Jona sê, hy het rede. Hy sê, ek is kwaad tot die dood toe. En Jona bou vir hom so 'n skerm, hy gaan sit buitekant die stad, plek dat hy binne die stad is en bly is dat daar bekeringsplaas gevind het, gaan sit hy nou buitekant die stad, want hy wil kyk of God nie toch maar miskien van gedagte verander en die stad verwoes nie. En God dink, ag, hy gaan vir Jona help en hy laat 'n wonderboom, 'n wonderwerk gebeur, 'n wonderboom kom op en hy maak 'n skadu oor die skermpie, oor die afdakkie wat Jona daar bou. En God wil kyk of Jona se hart nie sag word, maar nog steeds word sy hart nie sag nie. Vriend, ek wil vir jou sê, jy moet 'n hart hê vir sondaars. Jy moet 'n hart hê vir jou huweliksmaat wat miskien verkeerd is. 'n Hart hê vir kinders. 'n Hart vir jou familie wat nie in lyn is met God nie. Ons moet 'n hart hê vir mekaar. En Jona het geen hart gehad nie. God soek my en jou hart. God soek jou hart. Die volgende dag doen God nog 'n wonderwerk. Eers het God 'n storm op die see gegooi om by Jona se hart uit te kom. Toe het God gegee dat die manne op die ouend om oor die wal gooi om by sy hart uit te kom. Toe het God, omdat hy hom genadig wil wees, 'n vis beskik om Jona in te sluk. En toe Jona op die ouend gehoorsaam is, nie almal wat in God se diens is werklik gered nie, of sy hart is by God nie, dat ek eerder so sê. En toe gee God 'n wonderboom om op te kom, nog steeds het God nie Jona se hart nie. Toe stuur hy 'n wurm om die wonderboom te byt, dat die wonderboom vrek, en God gee toe 'n oostewind, 'n skroeiende hitte, en die Bybel sê Jona was magteloos in hierdie hitte. Hy wil mos nie in die stad wees nie. Hy was magteloos, hy het gevoel hy kan sterwe. Die son het Jona gesteek, en hy het magteloos geword, en het gewens dat hy mag sterwe.
Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Pleks Jona gaan getuig daar in Nineve. Nou sit hy buite die stad en hy's grumpy. Ek wil vir jou sê, kom ons stap na die omstandigheid toe en ons vertel vir mense van Jesus, as wat ons by die huis, by 'n braaivleisvuur sit en grumpy is oor omstandighede. Kom ons gaan vertel vir mense van Jesus. Kom ons gaan getuig en ons leef die reddende genade van God uit. En tog is God so genadig vir Jona. En dan dink ek aan myself, Here, jy is so genadig met my. Little by little and day by day is changing me. Dankie Here dat U so genadig is met my. U het vir Jona gehelp by die skip wat wou sink. U het hom gehelp toe hy in die visse maag is. U het hom gehelp toe hy die son ombrand. Dankie Here vir U genade. U is so verdraagsaam. En Jona begin toe te kla toe die son op hom brand en hy sê, Here, wat gaan hier aan? En God sê, jy wil 'n boom spaar waarop jy nie een dag se arbeid spandeer het nie, maar ek mag nie 'n stad spaar wat 120.000 babas in hulle het nie. 120.000 kinders wat regter in die hand nie van linkerhand weet nie, en daar sluit die boek Jona af. En die Bybel sê nie wat het van Jona geword nie. En asof die boek van ons lewe, die God die streepie daar trek en sê, nou moet jy besluit. Die boek Jona sê niks verder nie. Ek glo Jona het tot bekering gekom, anders sou hy nooit hierdie verhaal geskryf het nie. Maar die is amper soos 'n storie wat jy op die TV sou kyk en hy eindig so stomp. Jy wil weet wat het nou gebeur. En asof die Here sê, ek wil nou weet wat met jou gaan gebeur. Gaan jy jou hart buig, sodat ek jou kan gebruik in 'n sondige wêreld, om by mense se siele uit te kom? Gaan jy, sê Here, hier is ek, verander my. Wil jy nie saam met my, net daar waar jy is, jou hart buig? En dan bid ek saam vir jou. Kom ons bid saam. Here, verander my. Change my heart, O Lord. Help my, Here, dat ek na sondaars sal kyk soos U. En dankie dat U met my verdraagsaam is en lankmoedig is. En my verdra. Dankie, Here. Ek wil meer vir U doen en meer vir U beteken. Moet tog U ophou praat met my nie, Here. Trek my nader, dieper Heer. Trek my nader. Ek wil groei in U heerlikheid. In Jesus naam. Amen. Ek glo jy het hierdie woord ontvang. Mag die Here jou ryklik seën. Tot volgende keer hoor, jy's kosbaar, love you, bye!